Daar sy net weer eens dan ook 'n goeie môre vir almal wat vanoggend besig is om te kyk daar by die huis of by die werk aanlyn, en baie hartlike goeie môre ook hier van ons kant af. En ja, ons het die voorreg om so saam te kan wees, ons wat hier is vanoggend op 'n baie spesiale manier, maar ook glo ek almal wat op een of ander manier, of dit nou is hier op Facebook inskakel, YouTube, of dit nou is ons gemeente WhatsApp groep, wat daar die boodskapies luister, wat ek myself net onderbreek, julle kan so lank blaai na Romeine hoofstuk 8, in die Nuwe Testament, Romeine hoofstuk 8, ons gaan daar vanoggend lees. Verlede Sondag het ek tydens die boodskap, het ek mos gesê, het ek iets vertel van die een tannie in ons gemeente, wat so absolute inspirasie is van iemand wat uithou en wat aanhou, en ek het vertel van die WhatsAppies wat sy altyd vir my stuur na die diens, of eintlik na die WhatsApp boodskapie, sy noem dit 'n diens. En hoe dat sy elke liewe Sondag 'n WhatsAppie stuur nadat sy die boodskap geluister het om te sê baie dankie, sy waardeer dit. En net soos ek verlede Sondagoggend toe sê ek seker sy het weer 'n boodskapie gestuur, want sy moes nou tans nog in die hospitaal, maar sy het haar selfoon teruggekry. En ek het gesê ek het nou nog nie gekyk nie, maar ek is seker dit is een van haar WhatsAppies wat ek gesien het. En dit is toe nou net so 100% waar. Toe sê sy weer dankie. So, dit is net fantasties hoe die Here dit ook kan gebruik. Sosiale media het sy nadele, maar ook baie goeie dinge waarvoor die Here dit kan en wil gebruik. Maar kom ons kom terug na vanoggend, Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. Ons gaan daar so 'n paar verse lees, het ek net gou my bril opsit, dan kan ek julle sê watter bladsy in die 83 vertaling hier by my is dit. Dit is in bladsy 207. Bladsy 207. Dit is uit Romeine hoofstuk 8 uit. Nou, kom ek vra gou vir julle die volgende vraag. Onthou dit nou so met al die sportdinge in gedagte, die mense wat nou aanlyn volg sal nou nie weet nie, maar ons het mos nou vroeër vanoggend gesê dat die tema van ons Kerssangdiens waarheen almal na uitgenooi is, as jy nou nie kan deelneem nie, dan moet jy asseblief sorg dat jy hier is en bring familie, bring vriende, bring almal, enige iemand, bring hulle saam daardie Sondagoggend die 7de. Maar ja, ons het nou gepraat oor die rugby tema, en dit is mos nou lekker om te sien as jou span wen, of jy nou vir die Springbokke skree, of jy nou vir die All Blacks skree, of jy nou vir wie ook al skree, dit is net lekker as jou span die wenspan is. En nou wil ek gou vir jou die volgende vraag vra. Sê nou maar, en ek wil hê ons moet nou 'n bietjie mooi daaroor nadink, en dan gaan ons nou hier lees. Sê nou maar, jy is nou deel van kom ek sê sportspan, seker nou nie noodwendig 'n rugby span nie, alhoewel ons vroue rugby span, hulle is aan die gang, ek het al van hulle wedstryde gesit en kyk, en ons vroue cricketspan, man, hulle in Indië, dit was nou, maar iemand moet op die ou en tweede kom, maar daar's 'n volgende keer. So, maar dit is lekker, maar om te kan wen. So, gestel jy's nou deel van een of ander sportspan, rugby, cricket, of jy's miskien met die gewig stoei aan die gang, wat ons gehoor het van ons pragtige kinders wat so mooi daar presteer, of wat dit ook al mag wees. En sê nou maar voor die game begin, of voordat die toernooi begin, of selfs voordat die wedloop begin. Ons het nou in Hebreërs 12 het ons vir die afgelope paar Sondae onder andere daarna gaan kyk, en ons het daar gelees, ons is besig met 'n geestelike wedloop. Goed, maar gestel jy is nou aan die begin van wat dit ook al mag wees, hierdie sport gebeure. En iemand kom na jou toe, en net terwyl jy is besig om reg te maak nog, O ja, ons moet nie die Grand Prix vergeet nie, nee. Maar daaroor gaan ons ook maar nou nie te veel verder praat nie. Die F1.
Maar sê nou maar iemand kom na jou toe en hulle kom staan nie by jou en hulle kom fluister in jou oor, sodat net jy dit kan hoor. En hulle fluister vir jou en hulle sê vir jou, man, ek wil vandag vir jou iets kom vertel. En jy sê, okay, goed, maak net gou want ek moet begin. En daai persoon sê vir jou, jy gaan vandag wen. Jy gaan vandag eerste kom as dit gaan oor plekke. As dit is dat jy in 'n sportspan speel, dan kom sê die persoon vir jou span gaan vandag wen. En dit gaan dalk miskien op 'n keer of wat lyk of jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan dalk miskien teen rustyd, as dit nou een van daai spansporte is, gaan jou span miskien agterloop, en jy gaan miskien nie voorloop nie. Maar ek sê jou vandag nou, jy gaan vandag wen. Teen die einde, daar gaan iets gebeur, ek kan nie vir jou sê wat nie, maar jy gaan vandag daai beker vashou. Jy gaan vandag daai goue medalje om jou nek hê. En as jy nou vir die persoon vra, maar hoe weet jy dit? En dan sê die persoon vir jou, maak nie saak nie, ek weet dit net verseker. Dit is 'n feit soos 'n koei. Okay, dan dink jy nou by jouself, okay, goed, maar en dan trek jy net maar weg, of jy gaan speel jou spansport, of jy hardloop, of jy doen jou ding, en dan begin dinge te lyk asof dit nie so lekker gaan nie, en juis met rustyd is julle span agter, of jy is nie waar jy wil wees nie, maar dan hier teen die einde begin dinge te draai, en voor jy jou oë kan uitvee, kry jy daai goue medalje om jou nek, dis joune. Of daai span van jou staan op die podium of wat ook al, en die mense cheer, en jy hou daai beker, hou jy vas, want jou span het gewen. Imagine, hoe sou dit vir jou voel, as jy so kan sport speel? As jy so kan deelneem, deur net te weet, en dan dink jy by jouself, ek gaan vandag wen, dit is 'n uitgemaakte saak, maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan wen. Dink net, hoe sou 'n mens speel as jy dit vir 'n feit kan weet? Jy gaan definitief wen. Nou, ons het nou, soos ek nou gesê het, so afgelope paar sondae het ons gesels oor hierdie geestelike wedloop, waarmee elke mens op hierdie aarde besig is. Of jy dit nou wil weet of nie, ons is besig met 'n geestelike wedloop. Hebreërs 12 sê dit vir ons, nee. Ons is hier op aarde besig om alles in te sit, sodat ons uiteindelik, wanneer ons die laaste asem uitblaas, wanneer ons sterwe, dat ons dan, as ons kinders van die Here is, bygesê, in die hemelse Vaderhuis gaan wees. Daar wag Jesus vir ons met oop arms. So ons is besig met hierdie wedloop, dit het ons gehoor. Maar, vanoggend, glo ek wil die Here vir ons hierdie gedeelte kom gee, uit Romeine hoofstuk 8 uit. Om te weet, om dit saam met ons te neem, terwyl ons besig is met hierdie geestelike wedloop hier op aarde. Want dit is deel van daai, kom ek sê, daai tools, of daai gereedskap wat ons gesê het, wat ons nodig het, vir wanneer 'n mens mos nou die tyd van die jaar begin bietjie moeg raak, of jy begin maar 'n bietjie moedeloos raak, of dit voel vir jou, jy kom net nie so lekker uit die bed uit in die oggende, soos wat jy altyd gedoen het nie, of daai eksamen van die kinders, wat nog eksamen skryf, die matrieks, die tieners, die kinders, voel net, daai eksamen kom net nie tot 'n einde nie, het voel vir jou, daai goed lê nog soos 'n berg voor jou. Hoor ons vanoggend hierdie boodskap van die Here. So, kom ons lees daar uit Romeine, hoofstuk 8 uit. En ons gaan sommer daarso lees vanaf vers 35. Vanaf vers 35. En natuurlik, Romeine weet ons seker mos al teen hierdie tyd, dis Paulus wat dit geskryf het aan die Christene daar in die groot hoofstad van die Romeinse Ryk in Rome. Daar het hulle gebly en geleef. Vers 35. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar, en dis vers
37 ons teksvers vir vanoggend. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, dit is God, wat vir ons lief het. Ek gaan net weer daardie vers lees. Laat dit insink. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Ons stop net eers daar, jy kan jou Bybel oophou of jy kan 'n boekmerkie insit. Ons gaan nou die res van daardie amazing gedeelte lees. So hier hoor ons, ons het nou in Hebreërs gehoor van die beeld, die sportbeeld van 'n wedloop, die geestelike wedloop waarmee ons besig is. Maar hier hoor ons dan nou nog 'n sportbeeld. Die naam van ou Rikus, wat is hy van nou weer? Hulle weet nie wat ons weet nie, Rikus, ja. Daai fights wat hy al gehad het in die verlede, en ja, ek is nie mal daaroor om dit te kyk nie, want dit raak partykeer so 'n bietjie, eers as hy bloed so begin te vloei, dan dis nou nie eintlik vir my nie, maar ek ondersteun hom, want hy verteenwoordig ons land, en ek dink nou sommer net aan hom, want hier word nog 'n beeld gebruik, in hierdie gedeelte, deur Paulus, en dit is nie die van 'n wedloop nie, soos Hebreërs 12 nie, maar die van 'n stryd, eintlik van 'n geveg. En dan wat baie mooi daarbey aansluit, ons gaan nie nou dit lees ter wille van die tyd, is Efesiërs hoofstuk 6, jy kan maar daarso gaan lees as jy tyd het. Daar in Efesiërs hoofstuk 6 is daar 'n baie bekende gedeelte oor die wapenrusting, wat daar moes gesê word, ons trek die volle wapenrusting van God aan, die skild van geloof, die borsharnas, al daai helm van verlossing, al daai swaard van die Gees, wat die Bybel is. En hoekom word daar geskrywe in Efesiërs 6, moet ons daai wapenrusting aantrek? Want, hoor ons dan, want Paulus skryf daar in die Efesiërs om te sê, ons is besig met 'n geestelike stryd. En daar staan dan ons stryd, hierdie geestelike geveg, as 'n mens dit so kan sê, is nie teen mense nie, maar teen die bose magte in die lig. Van die vertaling sê die owerste van hierdie wêreld. Wie is dit? Dit is die bose. Dit is Satan, ons teenstander, God se teenstander, en al sy engele, bose engele, demone, wat deel is van die ryk van die duisternis. En so met ons vanoggend, glo ek die Here dit so my ook weer kom herinner daaraan, moet ons onthou, ons is besig met hierdie geestelike wedloop. Ja, wat ons almal besig is om uit te hou en aan te hou. Maar ons is ook besig met 'n geestelike stryd. Ek en jy is deel van 'n geveg. En ek dink dit is Stefan Joubert wat gesê het, hy het so 'n boekie geskryf, spesifiek ook oor Efesiërs, om te praat van daai geestelike stryd, Efesiërs 6. En ek dink dis hy wat gesê het, jy is deel van hierdie stryd. Of jy dit nou wil weet of nie, of jy dit nou wil erken of nie, jy is deel van daai stryd. Of daar's net twee kante, daar's nie 'n middelweg van, ek sal nog besluit, ek is nog nie seker nie, so ek gaan maar eers hier in between wees. Daar's nie so iets nie. Dit is of jy's aan die kant van die bose, aan die kant van Satan, kant van die duisternis, die ryk van die duisternis, die koninkryk van die duisternis, of jy's aan die kant van die lig. Jy's aan die kant van God, jy's aan die kant van die koninkryk van die lig. Daar's nie 'n in-between, ek is nie seker nie, ek sal nog, daar's nie so iets nie. Dis wit of dis swart. Dis wat die Here deur Paulus onder andere vir ons leer, hier in Efesiërs 6. En dit is die hele doel, hoekom Jesus aarde toe gekom het. Want sien, as jy nie kind is van God nie, en deel is van die koninkryk van die lig nie, dan is die skrikwekkende en die tragiese en die eintlik angswekkende waarheid. As jy nog nie Jesus in jou hart het nie,
as jy nie God ken nie, dan is jy in die ryk van die duisternis. Dis nie te sê, jy is nou evil en veg nou saam met die Satan nie. Ja, hy gebruik baie keer mense om sy terrible werk vir hom te doen. Ons hoor baie daarvan in die nuus en goeders, nee. Maar as jy nie gekies het om in die ryk van die lig te wees nie, dan is jy outomaties 'n gevangene in hierdie ryk van die duisternis. Jy's miskien nie 'n aktiewe soldaat nie, maar jy's 'n gevangene. Jy leef in die duisternis. Jy leef sonder oorwinning. Jy leef sonder hoop, soos wat baie mense tans in hierdie wêreld leef. Maar die Here wil vanoggend vir jou kom uitnooi, glo ek, met sy hele hart. Dit het immers vir Jesus sy lewe gekos aan daai kruis, om dit te kan doen. Om uit daardie duisternis uit te kom as jy nog daar is, na hierdie ryk van die lig, na hierdie koninkryk van God, met hoop wat vir jou wag, met Jesus wat saam met jou elke tree van die pad wil en sal stap. Daardie uitnodiging staan vir elke een vanoggend wat nog nie deel is van die ryk van die lig nie. Maar kom ons kom terug en na ons wat wel vir Jesus ken, ons wat regtig deel is van die koninkryk van die lig. Dan is hierdie goeie nuus vanoggend vir jou, waar ons dit nou net gehoor het, dat ek en jy, as ek kind is van God, en dit is die enigste voorwaarde, ek moet weet, Jesus het vir my sondes aan daai kruis gesterf, en ek moet dit verseker weet, dit moet leef in my hart. Dan kan ek vandag weet, ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is nie net 'n wenner nie. In ander woorde, ek veg hierdie stryd tussen die duisternis en die lig. Ek veg dit nie net as iemand wat klaar gewen het, maar ek veg dit as iemand wat meer is as 'n oorwinnaar. Dis wat Paulus hier skrywe. Ek weet nie wat beteken dit om meer te wees as 'n oorwinnaar nie. Ek bedoel, as jy wen, dan wen jy, maar hy vat dit 'n stapie verder en hy sê, ons is nog meer as oorwinnaars. So ons is dalk 'n dubbel goud. Jy kry mos sulke pryse op die Steadfast. Jy kry 'n dubbel goud of 'n triple goud. Nou kom ons sê dis so iets. Jy's 'n dubbel goud wenner. Jy's triple goud wenner in Jesus Christus. Deur wat hy gedoen het. En dis baie belangrik. As julle nou miskien kan onthou wat verlede Sondag se verhaaltjie was of storieetjie was mos van ou Skilly gewees en van ou Hasie wat mos hierdie wedloop gehad het teen mekaar. En nou Hasie het weggetrek en hy het gedink, ek is die wenner hierso, weet, hy was so selfversekerd gewees van homself, dat hy skoon onder hy bos gaan sit en slaap het, en toe hy met 'n skrik wakker word, 'n skok wakker word, sien hy daar gaan ou Skilly en hy so die wedstreep, nee. So, ek praat nie van daai selfversekerde, ek is so goed, daarom het ek oorwin, en daarom sal ek oorwin in my eie krag nie. Dis nie waarvan hierdie vers praat van meer as 'n oorwinnaar wees nie. Dis nie daai valse selfversekerdheid van ou Hasie nie, nê. Want dan kom 'n mens baie vinnig tot 'n val. Dan gaan jy kort voor lank jou Moses steek om en gaan jy agterkom, maar hoor die bose is sterker as ek. Hierdie uitdagings, hierdie beproewing, hierdie lyding wat ek dalk moet hanteer. As ek dit in my eie krag gaan probeer hanteer, dan gaan ek tweede kom. Wat hier staan, die oorwinning. Wie of wat gee vir ons die oorwinning? Is Jesus. Jesus, ons het dit gesing, sterke leeu van Juda. Jesus is die een wat vir jou en vir my die oorwinning behaal het. Dis afgehandel, dis klaar. Daar's nie 'n kwessie van, okay, ons gaan nou maar nog kyk eendag dalk of Jesus uiteindelik die bose gaan wen nie. Dis nonsens. Jesus het klaar gewen. Hy het 'n punt gesit, full stop. Toe hy oggend uit die dood uit opstaan, die graf leeg is, sê hy, klaar. Dis volbring, dis finished. Dis klaar. Afgehandel. Ek is die wenner. En ek sal die wenner wees vir ewig. En altyd. En omdat dit die waarheid is, kan ek en jy vanoggend
hierdie tyd van die jaar instap. Glo ek is dit God se hart, dat ons vanoggend weer eens sal besef, al die uitdagings, al die beproewings, al die swaar kry, al die siekte, al die lyding, ons kan dit tegemoet stap. Ja, partykeer vat God dit weg. Hy kan, en daarom moet ons aanhou met bid. Hy bring 'n antwoord vir ons omstandighede, hy maak gesond. Hy doen dit. Maar as hy dan sê, nee my kind, nee, jy gaan hier deurgaan. Jy gaan deur die rivier moet stap, jy gaan deur hierdie vuur moet stap. Maar jy gaan dit doen as iemand wat weet, die oorwinning is joune, want ek het die oorwinning behaal. En ek weet nie van jou nie, maar dit het net in my hart so 'n nuwe opgewondenheid kom gee. Toe ek net besef, weet jy wat, my omstandighede gaan nie altyd noodwendig verander nie. Daai swaar kry, daai beproewing, wat ook al dit is, wat dalk vir jou soms 'n bietjie moedeloos het, of sommer baie moedeloos het partykeer. Dit gaan nie noodwendig verander nie. God gaan dit nie noodwendig wegvat nie, hy kan. Maar as ek kies om dit nie te doen nie, dan kan ek deur dit stap. Met die wete, ek het die oorwinning, want ek het Jesus. Hy het klaar die oorwinning behaal teen die bose. En dan kan ek hierdie geestelike stryd waarvan Efesiërs 6 praat, dan kan ek dit veg, nie as iemand wat nog moet kyk of ek gaan wen nie, maar ek kan dit doen deur God se krag, om te weet, ek doen dit as 'n oorwinnaar, as 'n wenner. Ek wil hierdie laaste gedeelte lees. Nou wat beteken dit dan? As hier staan, ons is meer as oorwinnaars, deur Jesus wat ons liefhet. Hoor nou wat sê Paulus in vers 38 en verder. Hiervan is ek dus oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping. Met ander woorde, hy noem alles daar. Nie die dood nie, nie die lewe nie, nie engele nie, nie bose magte nie, nie dinge wat nou in my lewe aan die gang is, wat nie lekker of wat sleg is nie, nie dinge wat nog dalk kom in die toekoms wat nie nice gaan wees nie, of enige kragte nie, of selfs hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping. En as hy sê, daai enigiets anders in die skepping aan, dit is soos 'n clause wat hy daar sit om te sê, okay, as ek nou nog iets hier nie genoem het nie, dis gecover deur hierdie enige iets anders in die skepping. Niks, sê hy dan, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus. Dit is hoekom ek en jy oorwinnaars is, meer as oorwinnaars is. Want God het jou en my lief. En sy liefde vir jou, en vir my, en elke mens, maar veral glo ek vir ons wat nou sy kinders is so sterk, dat niks ons sal skei van God se liefde nie. Geen swaar kry, geen beproewing, geen uitdaging, geen stryd nie. Selfs nie eers die dood kan ons skei van God se liefde vir jou en my. Absoluut amazing. As 'n mens net daaroor dink. Tot deur die dood dra Jesus ons tot in sy hemelse Vaderhuis, omdat hy jou liefhet. So mag ek en jy vanoggend nuwe moed en nuwe krag kry, nie omdat ons dit self probeer doen nie, maar omdat ons nou bid en sê, Heilige Gees, dit staan hier, u woord is die waarheid, ek glo dit met my hele hart. Kom gee vanoggend in my hart 'n nuwe belewenis van wat dit beteken dat ek meer is as 'n oorwinnaar. En wat dit beteken dat niks my sal skei van u liefde nie. Amen. Here, eintlik as 'n mens net werklik begin nadink hieroor, dan staan 'n mens net elke keer weer so verstom om te dink dat u, Here Jesus, leeu van Juda, vlekkelose lam, soos ons vanoggend gesing het,
koning van alle konings, dat U my liefhet. En Here, U het dit nie net gesê nie, met lippetaal nie, maar U het dit gewys. U het die hoogste offer gebring, deur U lewe aan daardie kruis, in my plek, te kom gee as 'n offer vir die sonde. Here, dis ek wat eintlik aan daai kruis moet gehang het. Dis ek wat eintlik reguit op pad was hel toe, as gevolg van die sonde, en wat dit aan ons as mensdom gedoen het. Maar Here, U het ingetree en gesê, not on my watch. Nie as ek hier is nie. Want ek het hierdie mens te lief. So baie dankie daarvoor opnuut vandag, dat U my lief het. En Here, dat U my so lief het, dat U my kom verlos van die bose. En Here, die wat vanoggend hier is en dalk op hierdie oomblik nie seker is waar hulle staan, of hulle aan die ryk van die duisternis se kant nog gevangenes gehou word nie, en of hulle deel is van die lig nie, Here, hulle wat twyfel, kom werk in hulle harte so kragtig deur U Heilige Gees, dat hulle nie anders sal kan as om tot vrede en berusting te kan kom, en as dit moet dalk 'n nuwe oorgawe aan U te maak, Here, of dalk vir die eerste keer voor U te kom kniel en te sê, hier is ek, Jesus, ek kan myself nie red nie, ek weet nie hoe nie, wees U my genadig, vergewe my sonde. U moet my koning wees, ek wil U volg, sodat ek die ewige lewe saam met U sal hê. Here, hoor hulle harte vanoggend. Maar dan ook ons wat U kinders is, wil vanoggend vra dat U ons net weer sal kom herinner aan wie ons is in U. Nie uit 'n eie selfgemaakte selfversekerdheid om te dink ons is so goed of so sterk of so fantasties nie, Here, maar om te weet, soos Paulus ook gesê het, juis wanneer ons swak is, kom U krag tot volle werking, omdat U opstandingskrag in ons leef as ons U kind is. So dankie daarvoor, Here, kom herinner ons opnuut daaraan, en Heilige Gees, kom gee weer 'n nuwe vreugde in ons hart daaroor. Dankie dat ons dit in U kosbare naam kan bid. Amen. Ons gaan nou